Ek het begin om spesifieke gebeure vir bedieninge te skryf. So gereeld kry ons versoeke om te bid vir 'n bediening en ek het nogal 'n to-do lysie nodig om te weet waarvoor om te bid. So ek het begin om Paulus se bediening intens te bestudeer om so te begin bid vir die bedienings. Ek is 'n mens, so dis was my eerste beginpunt by die mense in sy lewe. So hier is 'n paar gebedsriglyne, jou eie to-do lysie waaroor om te bid vir bedienings. Die name is meestal alfabeties. 1. Artemis. Paulus stuur vir Artemis na Titus. So dit is Paulus se boodskapper. Op daardie stadium was daar nog nie e-posse nie, daar was nie WhatsApp nie. Daar was 'n Artemis, 'n persoon wat bereid was om alles te los in sy lewe om 'n boodskap te gaan aflewer vir Titus. So bid ook so vir 'n Artemis in jou bediening. Iemand wat bereid is om al die taakies vir jou te doen, om volunteerwerk vir jou te doen. Iemand wat jou las makliker maak, dat jy eerder op jou sterkpunte kan fokus. Meer as iemand wat net vir jou bid. Iemand wat bereid is om die teekoppies te was na by byeenkoms. Iemand wat bereid is om jou bemarking vir jou te doen. 2. Carpus. Paulus los sy reismantel en boeke by Carpus terwyl hy in Rome is. En later gee Paulus vir Timoteus 'n opdrag om die artikels by Carpus te gaan kry en na Paulus te bring. Hoe ek dit sien, is dat die persoon, Carpus, wat net een keer genoem word, van sy besittings gebruik om vir Paulus te dien. Hy het stoorplek vir Paulus se bediening gegee. Omdat die kerk op daardie stadium vervolg was, is ek seker daarvan dat daar was ook 'n risiko betrokke vir Carpus. So bid dat God vir jou persone sal stuur wat jou sal bedien met hulle besittings. Dalk het jy 'n vervoerprobleem na 'n groot byeenkoms toe en God rig vir jou iemand op om jou te dien met hulle behoeftes. 3. Chloe, die vrou van Korinthe. Sy het 'n boodskap na Paulus gestuur dat daar probleme in die Korinthe gemeente. Paulus het vinnig daarop gereageer en vir hulle lang briewe geskryf. Ek sien haar as in dieselfde lig as die profeet Agabus. Agabus het ook vir Paulus kom waarsku om vir Paulus te vertel van die opkomende hongersnood in Jerusalem en ook dat Paulus gearresteer gaan word in Rome. Chloe het die hartklop gevoel van die gemeente in Korinthe en kyk net hoe gebruik God verskillende profete op verskillende areas van probleme. So bid dat God vir jou ook die Chloe sal oprig, dat wanneer daar 'n gedeelte van jou bediening is wat besig is om die pad byster te raak, dat God vir jou waarskuwing sal stuur soos met Chloe en dat jy dan daaroor kan bid, sodat God selfs vir jou dit ten goeie kan laat uitwerk. Die waarskynlikheid dat die 3 manne wat genoem is in 1 Korinte 16 vers 7 was waarskynlik haar seuns. 4. Clemens. Hy is ook, soos Aristarchus, beskryf as 'n mede-arbeider, iemand wat net so hard soos saam met Paulus gewerk het soos Paulus self. Die Griekse woord hiervoor is synergos. Die tweede eienskap wat Paulus beskryf het, is dat sy naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Wat Paulus hier sê is dat Clemens is 'n opregte Christen en gelowige. Dis die enigste persoon vir wie Paulus so beskryf het. Weerens, Paulus was 'n wordsmith. So dis my altyd so awesome romend hoe hy net mense kon beskryf. Ken jy mense vir wie jy kan sê, hulle is werklik super opreg. Hulle is genuinely goeie mense. Daardie tipe mense wat nie eens 'n vlieg kan skade aandoen nie. Sê dit vir hulle, spog met hulle by ander mense, net soos Paulus hier gedoen het. Dalk is dit tyd dat ons 'n kultuur kweek van om meer goeie dinge van ander mense te sê. 5. Crescents. Sekere mense is in jou lewe net vir 'n seisoen. Ander is in jou lewe vir 'n hele groeikurwe. En net 'n paar handuitgesoektes is in jou lewe vir altyd. Selfs Paulus, die man van God, het ook mense gehad wat net vir sekere seisoene saam met hom gewerk het. Maar hier is dit waar dit super lekker is om 'n verhouding met God te hê. Indien God iemand uit jou lewe uithaal, verwyder, sal hy jou laat upgrade. God sal daardie leepkolletjie vul met iemand beter. Iemand wat nog 'n groter inspraak sal maak in jou lewe as die vorige persoon, of dalk meer mense. Bid net daarvoor, dat soos die krisens uit jou lewe verwyder word, dat God hulle plekkie weer sal vul met iemand anders en beter. 6. Crispus.
Elke bediening het 'n Christus nodig. Iemand in 'n hoëgeplaaste posisie wat in jou bediening glo en die godliness daarvan raak sien en dan ander persone motiveer om ook in jou bediening te begin glo. Crispus was die hoof van die sinagoge in Korinthe en met sy bekering en sy geloof in Christus het hy ander mense ook gelei om na Paulus te luister. Die Korinthe gemeente was een van die sterkste gemeentes in Paulus se bediening. So bid vir die Crispus gelowiges wat in jou bediening glo. 7. Damaris en Dionysus. Nog 'n vrou wat baie belangrik genoeg geag was vir die skrywe van Handelinge om te noem as 'n noemenswaardige gelowige. Damaris was waarskynlik die vrou van Dionysus. Hy was die regter by die hof in Areopagi. So hierdie paartjie was 'n hooggeplaaste paartjie wat baie hoë aansien gehad het in die omgewing. Hulle was in Athene, 'n baie geleerde stad. Die woord wat hulle beskryf met hulle verhouding met Paulus was aangehang. Die basis van hierdie woord volgens Strong's Woordeboek is gom of superglue. So jy kan ook bid dat die regte persone wat in jou bediening moet wees, soos gom aan jou sal ondersteuning gee. Indien jy van hierdie video gehou het, subscribe asseblief om op hoogte gehou te word van toekomstige video's. Like asseblief die video en deel ook jou getuienis van hoe God jou al geseën het met wonderwerke in jou lewe. So vergroot ons sy koninkryk.